Out there op Groot FM 90.5 met Stealing Love Jones wat het vir ons deurbring. Dans Lisa se My Excuus. Dit is 20 minute oor 8. En ek love Alt Focus. Die rede hoekom ek van Alt Focus hou 100% alternatiewe musiek. Die ander rede is omdat ons kan terugkyk in tyd na bands wat begin, na bands wat op 'n journey is. Hulle was soos laas jaar hierso, as ek reg kan onthou, as 'n alt uitkyk. Die lage upgrade om te sê ons sit hulle op jou radar. Dit is Nicotine met hulle nuutste enkelsnit Nicotine wat gaan deurkom. Hoe gaan dit manne? Lekker, Benita, bly om hier by jou te wees. Johanko, welkom terug. Dankie. Myron, welkom. Dankie, is lekker om hier te wees. Ek hou daarvan dat juist is konstant bly Johanko en dan sit soos die ander wat routheid om soos wie die geleentheid kry om saam te kom vibe. Ja, nee, dit is so. As die manne net bietjie in die dorp kan bly, dan kan ons al 4 hier so saam kry, maar jy weet, almal is besig en travel en belangriker dinge om te doen. Nee, ek spot. Vakansie om te hou. Kom ons name and shame. Wie sê jy nie? Ethan is nie hier nie? Ethan is nie hier so nie en Hendrik ook. So, Voorbaar. shocking. Okay. Ethan kry verskoning want hy was die vorige keer hier so. Yes. Maar Hendrik moet nou ophou swat, want apparently is dit waar hy is. Ja, jy kan net soveel PhD's doen. I mean, hoe slim wil jy nou wees rarig in die lewe, like honestly. So ons het eintlik al 'n gesprek gehad oor waar hulle vandaan kom, wat is die storie? I mean, 30 kilos na Parys was soos een van die eerste songs, julle debuut enkelsnit. Yes. Wat julle hier kom release het op Alt Focus, ja. Lekker. So kom ons praat 'n bietjie oor die kilos na die 30. Hoe ver het julle al gereis met hierdie journey van Nicotine? Nee, kyk, ons is besig geweest, hoor. Ek moet sê dat dit regtig goed gegaan met ons die laaste jaar vandat ons hier so is. Baie cool geleenthede. Ons het permanent verhuis na Pretoria toe, which is amazing. So ons bly om hier so te wees. Ons het 'n ongelooflike drummer hier so bygekry aan my regterkant met die naam Myron Wasserman, al die pad van Pretoria af. So, dis lekker. Love it. Myron, hoe was hierdie experience so ver vir jou geweest om te sê, nou, ek's 'n dude in 'n band? Ja, nee, dit is so cool. So ek het actually vir Janko ontmoet in Potch, want ek het vir 'n ander band drums gespeel op dieselfde line-up. En toe sien ons mekaar daar en toe vra hy my letterlik 2 maande terug, hoor jy, wil ek nie dalk vir Nicotine begin jol nie. So hy het vir jou gesteel. Ja, since then it's been a party. So ek is dankbaar om hier te wees. Wat so ver was vir jou die crazieste experience wat jy gedink het? Ek het nie gedink 2 jaar terug hierdie gaan my lewe vandag wees nie. Jo, ek moet sê ek het onlangs het ons 'n show gespeel by so 'n plek genoem Snack Shack en dit was so weird want ek onthou soos toe ek net begin speel het vir my eerste band het ek 'n klomp bands begin follow en ek dink toe dit is baie cool. En hier op hierdie line-up speel ons saam met so 6 ander bands wat ek almal al follow vir soos 2 jaar en ek dink toe, wow, dis so crazy om te dink, soos jy sien iets op social media, next moment is jy daar, post ook die foto's, ja, dis nogals cool. Dit is regtig so lekker om te kan sien, soos van, ons noem dit maar die food chain, soos hoe jy op beweeg in daai food chain besef, okay, ek is nie net meer 'n fan nie, ek's nou in hierdie industrie. But it's still scary. Dit verseker, maar dis 'n goeie scary. Een van die lesse wat jy al geleer het in hierdie jaar, Johanko, wat sal vir jou uitstaan wat jy besef het, okay, ek het dit nou al geleer? Ek dink jy moet uitgaan en net jouself daar buite sit. Moenie skaam wees om met mense te chat nie, moenie skaam wees om iemand te DM nie, moenie skaam wees om vir hierdie band te sê, hey bro, kort julle iemand om vir julle te open, kort julle iemand om saam te jam. Yes. So dit maak vir jou soveel meer deure oop. Almal is baie meer bereid om jou uit te help as wat jy ooit sal dink. En ek dink baie mense skaam om dit te doen. Ja. So ek dink daar's geen rede daarvoor nie. Myron, vir jou? Ja, ek wil saam met Janko stem. Vir my is dit cool geweest om te sien hoe approachable baie van die ander musicians in die scene is. Ek is baie groot fan van Pierre de la Porte, Jonas Fazan en François Dromme. Amazing drumspeler, ja, hè? en hy is my mentor, soos 100%, en hy het ook vir my net gesê, soos hoor jy, dude, daar's regtig baie mense daar buite wat drummers kort. Gaan speel vir almal, kry soveel experience wat jy kan, en ek moet sê, dit het my hele lewe verander. Ek voel, om net, outgoing te wees is baie goeie ding. Moet nou net nie dat hulle jou van Nicotine wegsteel, want Johanko het jou nou klaar gesteel. Dis like, a vicious cycle. Jy gaan maar handcuffs moet koop vir hierdie enetjie, hoor. Ja, jy weet, ons doen ons bes om Myron hier so te hou, al die braaivleis is verniet en die soveel tee is wat jy kan drink, so ons hoop is genoeg. Love dit. Okay, so ek het gehoor tee en braaivleis en dis ek soos van wanneer mag ek kom? So ons kyk bietjie terug voordat ons vorentoe kyk. Nicotine, die liedjie nie julle nie. Yes. Het gekom na keer op keer, het gekom na 30 kilos na Parys. Was hierdie wel iets wat na alles geskryf was of nog steeds in daai bubble van selfde tyd, selfde mindset? So ek dink Nicotine is geskryf seker al 'n jaar en 'n half terug. Ons het hom
begin of seker einde 2024 al Wow. geskryf en opgetree en dis een van ons gunsteling liedjies om mee te eindig want ons idee agter dit was soos ons moet 'n manier kry om laat die mense ons naam onthou en ons sê nikotien soos 25 keer in die liedjie. So dit moet in jou kop vas. Baie slim. En toe ons gaan van keer op keer af en 30 kg, so was 2 baie rustiger liedjies gewees en ons wou vir die mense gewys het soos dat ons kan bietjie harder wees, ons kan groter wees, ons kan actually daai massiewe klank bring wat jy dink ons kan, veral vir die mense wat ons nie noodwendig al live gaan kyk het speel nie. So dit was die idee met nikotien en ek dink sover gaan dit baie goed. Ons is baie happy. En wanneer dit kom by die stories wat julle nog eintlik wil deel, soos obviously 30 kg het baie diep betekenis agter dit gehad. I mean like jy het dit verduidelik op die show ook. So as enigiemand nie weet nie, gaan luister die podcast op grootfm.co.za. Dit is daar. Maar ek was baie kwaad toe ek vir jou en Ethan sien. Ek het dit net nie gewys nie, maar ek het dit gevoel. Toe ek vir jou en Ethan sien en julle vir keer op keer hier kom release het en dit was nie op my show nie. Ek's jammer. Maar ons is terug, ons bly mee te wees van nou af ons 'n permanente instelling hierso. Jy het dit sopas live gesê op lig. Ja, ons moet nou hier by Ek gaan dit elke keer en is op YouTube. So ek gaan dit elke liewe keer vir jou wys as jy enige ander plek is. Kom sê. Jy bly nommer 1 in ons harte, Venita. Stop, hou aan. Jou checks in die mail. So, my dan ek wil eintlik vir jou vra want drome is 'n hele ander approach tot musiek. En ek dink om dit te sing is 'n ander connection, maar om dit fisies te speel is 'n hele ander ding. So hoe bond jy eintlik met die musiek? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Ek moet sê dromme is my sulke cool instrument net want dis soveel anders as jy weet al die ander instrumente. Dis actually it's is 'n baie emosionele instrument as ek dit so kan stel, soos ek voel die gevoel van die dromme is uit en uit wat die liedjie se gevoel gaan dryf. Ek meen as jy baie upbeat dromme gaan speel, gaan almal se eerste gedagte wees om te dans en as jy baie rustig gaan swing, dan gaan mense minder dans of dalk bietjie vas dans. Maar ja, met nikotien veral is dit cool want dit is 'n baie energetic song en dit gee daai vibe van dis lekker punk vibes en dis lekker pop vibes en jy wil saam dans en die woorde saam skree, maar dan kom die woorde in en as jy luister wat die woorde sê, kom jy agter, maar dis bietjie van 'n kontras, jy weet, die energy is baie up there, maar die woorde is eintlik nie. So ek kan nog eens van daai dinamiek. Ek moet vir jou vra hoe dit voel. So sê nou maar julle is nou op die verhoog en julle doen julle shows. Daar's mos altyd hierdie mense wat spontaan 'n air instrument speel. Dan kry jy mos die air gitaar spelers, maar kry jy daai air gitaar drummers. Hoe voel dit vir jou om te sien jy soos wat doen jy? Maar hou aan, maar wat doen jy? Letterlik by 'n show, dit was 2 weke terug, toe was daar nou soos 'n klomp drummers wat gespeel het op dieselfde line-up en dit was funny want half soos hier backstage aan die kant kon jy sien soos al die drummers het gekyk en almal weet sit daar en hulle stank face aan en hulle eardrum so en this is cool, like ek hou daarvan, dit is baie lekker om te sien as mense hulle self so in die oomblik in lewe want ek dink is maar presies wat ek doen altyd. Ek imagine net ek is daar, so dis eintlik empowering, ja. Ek glo jy gesê het Stankface. Ek weet jy gaan dit nou nie op radio kan sien nie, maar ons neem dit af vir YouTube wat volgende week gaan uitkom. Wat's jou go-to Stankface? Jo, as daar 'n fail beat drop, dan trek ek dit altyd my oë so en ek voel net diep in daai kamera. Kyk in daai kamera en doen dit. Dit voel net so, dit brand so binne my. Johanko, wat is jou reaksie op dit elke keer as jy terugkyk? Dit is die gesig wat jy in vas. Ek love it, man. Daar's niks wat jy meer energie gee as om terug te kyk en Myron's besig om regtig uit te rok nie. Dit is my very very cool oomblik om in te wees en te kan sê om te kan geniet. Dis lekker om terug te staan en te kyk hoe die manne hulle self geniet. Nou voel jy nikotien het die call for nou gekry. Voel jy dit is soos letterlik dis die manne wat regtig die lang pad gaan stap. Ek glo so. Soos ek dink ons is 'n band wat regtig lekker oor die weg kom en dis 'n baie belangrike deel vir my. Soos die musiek is obviously prioriteit nommer 1, maar jy gaan nie goeie musiek maak as jy nie goed oor die weg kom, as jy nie mekaar vind nie en as jy nie goeie verhoudings bou nie. En ek dink die boys wat nou saam in die groep is, ons kom regtig goed oor die weg en ons het 'n groot dinamika van mense. Ons het stil en ons outgoing en ons het snaaks en ons het ernstig, so dit pas alles baie mooi by mekaar in. So ek dink so. En wanneer dit kom by die collaborations van woorde op papier sit, musiek, daarso melodielyn skryf, soos waar is almal se vingers nou in die paai, of het almal maar elke vinger in 'n verskillende paai? Ag ek dink dit hang af van liedjie tot liedjie. Dit hang af wie daar's baie mense soos byvoorbeeld kom Myron met die idee na vore of Ethan of Hendrik of ek dan nou en dan val ons dit van daar vat. Wie ook al by mekaar eers kan uitkom sal die grootste idee aan mekaar sit. Dan kom ons saam by band practice en dan dis waar almal hulle eie ruimte het om nou te kan sê, "Cool, hierdie is wat ek wil doen met my gitaar, hier is wat ek wil doen met die vocals, hier is wat ek wil doen met die drums." En ek dink dis saam wat ons die liedjies dan nou by mekaar sit. So woorde op papier, dit baie keer kom iemand met 'n paar vokale na vorentoe of 'n wysie wat jy wil saam sing en dan daarvan af kan ons dit sit en uitskryf en daai klas van dinge, maar almal het eintlik 'n ewe deel in wat besig is om te gebeur want
almal het hulle unieke klank wat hulle insit op die liedjie. Dit voel vir my asof dit soos Beatles reborn is. Dit was soos rarig, want dit is presies hoe die Beatles met musiek gekom het. Daar was baie keer waar Paul McCartney 'n liedjie geskryf het, maar niemand anders het insette gehad nie, maar dit was 'n Beatles liedjie. En dieselfde met John Lennon en George Harrison en Ringo Starr. En ja, ek ken al my Beatles, ek love hulle. Ek het selfs 'n hemp met hulle gesigte op. So wanneer kry ek 'n hemp met julle gesigte op? Jo, ons merch is op pad actually. So ons het 'n groot plan om soos einde Augustus se kant merch uit te sit en dan kan ons eintlik aan iemand 'n T-shirt koop en daai klas van dinge. So hopelik binnekort. Ek sal 'n En T-shirt vir koop. een pos. Hoorie so. Dit is, jy verstaan nie, laat ek jou net gou verduidelik. Laat ek net gou asem skep. Want hierdie is vir my baie belangrik. Ek love 'n band T-shirt. Jo. Dat dit op 'n punt gekom het waar ek letterlik my onderhoud hier by Groot FM 90.5 in 'n Metallica shirt gedoen het. Dit is hier Wow. dit is. En die show wat hulle Next vir my level. aangebied het was die Rock Classics en Golden Oldies show. So Jy I sien. mean, ek voel dit embody my net. Ja, So ja. ek kort 'n Nicotine shirt om my collection by te sit, hoor. Wel, hy is op Binnekort pad. op pad na jou toe met die bankbesonderhede en al. Ek sal even tip, is fine. Hoorie so, Jankos, dit is eintlik 'n go-to om vir jou hierdie te vra, maar ek gaan nie, want ek gaan vir Yes. Myron vra. Ek wil 'n bietjie 'n terug in tyd luister sessie hê om regtig in die journey te gaan en op te bou na Nicotine, die song toe. So Myron, vir jou, as ons terugkyk na 30 kilos na Parys, wat beteken daai song vir jou? Jo, so 30 kilos was actually die eerste Nicotine song wat ek gehoor het, want ek was maar eers 'n fan voordat ek die band gejoin het. So, dit was my cool want ek het hulle live gesien die eerste keer en dit was hierdie soos crazy rock show en ek dink toe, joh, hierdie ouens kan gooi en toe dog ek eers maar as ek nou op hulle Spotify gaan klik, gaan dit alles ook sulke liedjies wees. Toe huil jy jou uit. Letterlik. En toe luister ek die eerste keer, toe ek soos, wow, dis eintlik dis soveel anders, maar dis awesome. En toe ek die liedjie weer luister, 'n ander dag toe besef ek maar die woorde is so mooi. En ek sê vir Janke so gereeld, ja, woorde in liedjies beteken vir my eintlik niks. Ek soos ken nie eers my gunsteling liedjies se woorde nie. Ek sal saam sing op een of ander manier, maar ek sal nie soos dit Wat is register daai nie. liedjie? Op die stadium is dit Parachute van Hayley Williams, maar That's fine, I approve. Dis great, ja. Maar ja, nou toe ek actually die song weer gaan luister het, toe kom ek agter, shoot, maar die woorde het regtig uitgestaan en Is dis diep. een van die eerste liedjies wat ek voel soos jessie, maar hierdie random ou van Potchefstroom nou my aandag gegryp tot iets wat nie gewoonlik my aandag gryp nie. So Nice. ja, dit was maar my eerste thoughts oor die song en van daar af toe ek nou die drome geleer het vir dit, toe dog ek ook, ja, dis regtig cool om te sien hoe die emosies alles so saam met mekaar kom en dit hierdie awesome gevoel net regtig losmaak binne jou. So of jy nou 'n aanklank vind by die musiek, of jy nou aanklank vind by die lirieke, of net die vibe, of selfs die cool dromme wat gespeel word nou deur Myron, is Nicotine, ons gaan terug in tyd met hulle debuut enkels net 30 kilos na Parys. Op Groot FM 90.5, dis jou alt fokus. Ek hoor die groei. Ek hoor dit in my bene, in my ore, everywhere I hear it. En dit is so lekker om so te kan terugkyk. Is Nicotine met hulle debuut enkels net 30 kilos na Parys. Johanko, voel jy ook jy hoor daai groei? Ja, ek dink so. Ek dink soos dis my indrukwekkend hoe ons gegaan het van die begin en hoe lank dit gevat het om sekere dinge te doen en deesdae hoe die proses net regtig streamlined is en hoe vinnig dinge nou gebeur. So dit is regtig lekker vir my. Waar aan die begin sou ons 'n set gespeel het en ons sou 2-3 weke aan die ding geoefen het en nou kan ons 2 keer bymekaar kom en 'n hele show speel verstaan. So dit is regtig lekker vir my om dit te sien. En is daar ook soos daai verantwoordelikheid wat nogals op jou gekom het om besef ek moet my stem begin oppas. Ek moet nou my vingers ensure. Like dis eintlik 'n ding. Dis is gaan verseker jou aan asseblief. Ja, ek dink soos die belangrikste ding wat ons besef het is jy moet aanhou oefen. Soos Ja. die grootste ding is om aan te hou beter raak. Jy kan nie stagnant wees want jy was een keer op die radio en 10 mense het jou liedjie geluister nie, verstaan. Dit is iets wat ek by Myron ook geleer het en wat Pierre vir hom gesê het is soos die belangrikste ding is om elke liewe dag tyd in te sit en te oefen, maak nie saak of jy wil of nie wil of wat ook al die situasie is nie. So Yes. dis vir my lekker. En moet nie melk drink voordat jy sing nie. So sê hulle. Ek het dit gevoel ek moet iets bydra tot die gesprek, maar ek weet nie. Dis die eerste ding wat by my gekom het. Dit was so sinvol. Dankie Myron. Ek voel of ek verstaan word deur jou. Ons het maar net daai tipe koneksie. Kyk nou net daarso. Johanko, jy is gedowngrade na friend toe, maar Yes. Myron is bestie. Okay, I get it. Dis Maar Is dit dit gaan. Hy het net- okay? Ja, hy het net daai impak op mense. Ek is bewus. So, ek het gesê, of ek het eintlik baie vriendelik versoek dat julle instrumente moet bring, want ek wil nie net Nicotine speel op radio nie, maar ek wil Nicotine hierso hoor in studio vanaand. So, wat bring jy, of julle, na my kant toe vir vanaand?
Ek dink dit is 'n baie cool weergawe van nikotien wat ons opspeel, want die groter idee is 'n baie gitaar-driven liedjie met baie groot klanke en groot solos en alles is elektriese gitare wat skree. So om dit akoesties te doen gee dit heeltemal 'n ander draai op die liedjie. So ek dink dit gaan baie lekker wees om te hoor vir julle. Okay, weet jy wat dink ek moet ons doen, hè? Yes. Daar's 'n ding op my show wat ek op 'n Dinsdag doen genaamd Mengelmoes of Mengelmoes nie. En vat ek 2 songs, dan vat ek die oorspronklike een, dis die mengel. Nee, Yes. dat is die song. Dan vat ek 'n remix van die song of iemand wat die song gesample het. Dan Yes. vra ek moes hierdie mengel of moes hierdie mengel nie dit gedoen het. Cool. Ja. Ek like daai. Kom ons doen dit vanaand met Nikotien Asseblief. se akoestiese weergawe en dan ook een waar jy sê die gitare skree. Ja. Dan kan die Vibers, dit is wat hulle self noem van Weekstaan Vibes. Yes, Ek het nie yes. die naam gegee nie, dit was my. Ek het dit net aanvaar. Ek ondersteun dit. I mean, dan kan die Vibers of die fokusgroep, ek weet nie van Alt Fokus, besluit is die akoestiese weergawe 'n mengelmoes of 'n mengelmoes nie. Al is dit nie 'n moes nie, dat speel dit hou net aan dit speel. Gaan luister dit dan op Spotify, soos 10,000 keer en speel dit vir al jou vriende, dan kan jy net bewys dat Yes. dit soveel beter is daarso. True. I love that. Okay, take it away. Cool. Hier gaan ons. Hulle tel hulle gitare op, Myron skuif reg op sy kagong. Ja. Ek moet ad-libs gee net om soos Ja. dat daar nie Ja, random ja. awkward stilte is nie. Weet enigiemand even wat is 'n kagon? Dis 'n weird instrument. Dis 'n boks met 'n gat in en dan klap jy op hom. Ja, There we go. en Min dan of maak hy funky klanke, ja. Nice. Right. Ek is verslaaf van nikotien, my vriend. Ek dink jy gaan huis toe kom nie. Jaar op tafel drink, ek sit en skryf digte vir die wind. Rigting regtig so belangrik, 23 jaar ek steeds afhanklik. Soms wonder ek wie of wat ek is, want ek weet lank al nie meer nie. Soms wonder ek wat die punt is, sal jy my sê. Ek verslaaf van nikotien, my vriend, ek dink jy gaan huis toe kom nie. Ek verslaaf van negatiewe musiek, ek dink jy ek wil wakker word nie. Voel jy die woorde oor jou spoel? Skuldige woorde en onskuld bedoel. Die skerpste messe maak die minste seer. Sny my jare op ek bloei en klier. Ek verslaaf van nikotien, my vriend, ek dink jy gaan huis toe kom nie. Ek verslaaf van negatiewe musiek, ek dink jy ek wil wakker word nie. Ek weet nie hoekom in my kop toe jy gesê het akoesties het ek ewe skielik gedink belade nie. Maar ek love it because dis 'n mengelmoes hoor. 'n Mengelmoes en ons het nog nie eens die oorspronklike mengel gehoor nie. As mens nie weet dis nikotien nadat jy letterlik gesê het nikotien, soos jy gesê het 25 keer nie. Dis die doel. Jy moet hom onthou. Dis die liedjie wat ons heel laaste speel in die aand. Hy's die grootste, hy's die loudste, hy's een wat die mense gewoonlik die meeste geniet. So Ek het hom nou baie geniet. My bly. linker longpyn sommer. fantasties. Hoorie, so as jy vir my een woord kan gee om keer op keer te verduidelik. Ek sal sê liefde.
I love that. Kom eens kyk. Dit is Nicotine saam met my in die ateljee tot nog 9:00 toe vanaand, so wees 'n fees en wees 'n vibe en kuier lekker saam. Dis weer eens Nicotine met keer op Groot FM 90.5 en keer op keer stel hulle nie te leer. Kan ek deel van die songwriting span wees? Ek voel ek het sopas 'n achievement bereik om te rym. Asseblief, hoe meer mense, hoe beter. Ek sal nie idees gee, maar ek weet nie of dit gaan sin maak eerste nie. En dan weet ek ook nie of dit lekker soos verstaan produktief gaan wees. Ek hoor dit, maar wanneer is dit ooit produktief? Ek weet nie of daar is iets soos 'n produktiewe musiekskryfsessie nie. Dis is my very idees. true. Ek meen ons het 'n liedjie geskryf hier buite nou net. Crazy. Ja, wel. Dis altyd op die weerse tye en op die weerse Wow. plekke wat sulke goed gebeur. Jy moet vir my song credits gee op 'n manier. Al is dit net om te sê featuring Venita se voorportaal. There we go. Maar dit is dis sulke creative space. Ek meen, Ja. hoe kan jy nie 'n liedjie skryf hier buite nie? En die ambiance van laat aand, Ja. Letterlik. die stille gange van 'n radiostasie. Ongelooflik. Daar's vir jou 'n musiekvideo idee, stille gange van 'n radiostasie. Ja. Spek dit. Volgende een is hier so in Groot FM se studio. There we go. Vertel vir my, Nicholas Lou het al so as die generaal dit kan doen, kan Nicotine doen. Dit is so. Vertel vir my 'n bietjie op die topic van musiekvideo's. Yes, ons het nou een gaan skiet 3 weke terug vir Nicotine. So hy kom uit in Augustus. Ons gaan hom op YouTube sit en weet nie waar anders jy kan musiekvideo's kyk nie, maar Spotify, ja. So ons is baie opgewonde vir hom. Dit was ons heel eerste een gewees. Ons het in die donker al die pad vereniging toe gery na een van 'n afgebreekte, afgeleë boereoorlog monument om bietjie daar so musiekvideo's te skiet. So interessante tye gewees, maar hy's op pad en ons is opgewonde. Wat is vir jou lekkerder, agter 'n mikrofoon of voor 'n kamera, Myron? Dis moeilik. Okay, ek is lief vir 'n kamera, maar ek En haat vir dit om aandag. ja, letterlik. Ja. Ware klere kom uit, dis amper 9:00. Nee, dis baie waar. Ek is lief vir aandag, maar en nou kies ek 'n instrument wat altyd heel agter staan, maar whatever. Maar dis die hardste, dis die ding, was 'n Ja. subconscious ding gewees. Dis die ding, ja. Maar ek weet nie, ek het begin soos drumcovers post op my Instagram net vir fun. En soos van net is regtig baie goed begin en soos 100,000 views gekry en goed en dis ek Wow. hierdie is cool, ek like die kamera, maar elke nou en dan kyk ek vir myself op kamera en ek sê, ja, dalk is die mikrofoon meer vir my. Okay. Ja. Johanko vir jou. Nee, die mikrofoon uit en uit. Ek is nie mal oor om video's van myself te neem nie en veral soos ek dink is die proses, ek nie 'n issue met video neem nie of opgeneem word nie, maar om dit na die tyd te gaan moet kyk. Dit is Ja. wat ek nie baie geniet nie. Ek sal verkies as ek nooit een van die video's hoef te kyk waarin ek in is nie. Dis presies wat ek voel met soos as ek praat, soos hierdie gaan nou gepodcast word, dit gaan op YouTube kom en ek's baie lief vir julle, maar weet net ek gaan nooit persoonlik haar YouTube video kyk nie. Nie as gevolg van julle nie, as gevolg van my. Maar ek verstaan daai. Dis presies hoe ek voel. Yes. Dis so awkward om jou eie video's te kyk. Ja, ek weet nie, dit is maybe, maar ek gaan beslis 'n short maak. Ons gaan beslis 'n klein snippet, tag, collaborate, al die lekker dinge Ja. en dan kan mense ten minste op social media ook sien hoe mooi julle lyk. Dankie. Okay. Ons moet dit afsluit. Ek kan nie ons het letterlik nog soos 8 minute oor nie, maar ek het gevra as daar nog een laaste tune wat jy vir my kan speel hierso. Ons het. So hierdie ouetjie is nog nie uitgebring nie. Sy naam is As die wêreld brand. Hy's in die pipeline wel. So ons sit in twee geskeer tussen twee liedjies en hierdie is een van hulle. So miskien kan die mense ons bietjie help besluit of hierdie die enetjie is wat ons volgende moet opneem. Kan ek knoppies druk hierso want daar's 'n knoppie wat as jy sê hy's nog nie uitgebring nie, maar jy gaan hom speel op my show. Dan staan en hy's even in geel gehighlight hierso op my tabs want dit maak my so opgewonde. Ek gaan hom druk. Eksklusief op Groot FM 90.5. Eksklusief. Ek kan nie so diep praat nie, maar dis so lekker, né? Dit is. Okay, so as die wêreld brand, Yes. gryp 'n Nicotine. Sak, nee, never mind. Ek weet nie wat om te sê Ek weet nie of jy dit mag voorstel oor die radio. Ja, nee, dit wag. Kom ons backtrack van die 2 terug, dra oor die A. Okay, vind vir X. Great. As die wêreld brand, sit Nicotine op jou stroomdienste aan en hardloop asof die lewe jou najag. Of as die wêreld brand, gryp 'n marshmallow en braai hom op 'n stokkie. Kyk Nice hierdie tip. glas half vol mense wat hier langs Jo. jou sit. My goodness. Okay. Anders. Take it away, manne. Drink in die stilte, verblind deur geraas, verslaaf van die oomblik en na mekaar. Ja, die Here weet, ek staan skaars. Ja, ek droom dalk minder as jy, maar meer as die dooie, so dis okay. Word jy my gedagtes verlei. Ek sal saam jou staan, as die wêreld
sal saam jou staan as die wêreld brand. Met jou hand op my bors sal ons nie kan leef. Jy glo in jouself, jy glo in die son, jy glo in die oomblik, jy glo in ons. Dink jy ons sal die oorkom? Al ewig gefokus, al ewig verbaas, al ewig verlore, al ewig naar. Tussen werk en liefde kies ek haar. Ek sal saam jou staan as die wêreld brand. In die donker voel ons almal so alleen. Ek sal saam jou staan as die wêreld brand. Met jou hand op my bors sal ons nie kan leef. Ek sal saam jou staan as die wêreld brand. In die donker voel ons almal so alleen. Ek sal saam jou staan as die wêreld brand. Met jou hand op my bors sal ons hier kan leef. Sal ons hier kan leef. 110% die volgende sang wat julle gaan uitbring. Ek sê dit maar net baie duidelik vir julle. As die wêreld brand, Nicotine op Groot FM 90.5. Baie dankie dat julle saam met my vanaand kom kuier. Ek voel special. Dankie, weer eens lekker om hier te wees. En ons hoop ons sien jou weer binnekort. Hoor hierso, met hierdie sang gaan jy maar moet kom kuier. Dis die droom. Wie gaan jy volgende sang bring? Ek gaan soos 'n hele band laat gaan en dan soos 'n hele nuwe cast bring. Ja. Myron, ek dink jy moet dan kom. Ja. Ek weet Johanko is die stem. Ja. But like, soz. Dan kan ons mengelmoes of mengelmoes nie. Ja. Terug dan sing ek en dan gaan almal die radiostasie afdraai. Nee. Maybe. Ek het 'n decent vocal match Ja. die Johanko nie. Ons sal kyk. Ons Okay, sal okay, ons sal okay. my doen. Ja, daar's hy. Gee ten minste vir my volgende keer een sang. Okay. Wat jy duet. Johanko kan jou lei, Okay. but it needs to be duet. Ek staan ek gaan genuinely jou opvat op daai een. Ek het dit live gesê op radio. Ek kan dit nou tyd Snap jy ewig op die internet. Dis Ja. waar. Dis letterlik so. Maar as ons jou wil volg op sosiale media, Nicotine Band. Yes. Everywhere. Nicotine op TikTok, Nicotine Band op Instagram. Ons het die Facebook nie. YouTube is ons Nicotine. Wat gaan my ma nou doen? Want as sy nou nie op Facebook julle kan Ek weet, ons moet eintlik net 'n Facebook bladsy stig, maar ons is net, ek weet nie. Kry net vir Marjorie. Marjorie, Ja, pas Marjorie. asseblief. Dis kan ons net 'n bietjie aandag kry. Okay, ek wil dit regtig afeindig met Nicotine, se Nicotine, die band en die song. Weer eens, ek sê dit elke liewe keer as ek my shows eindig en hierdie keer sê ek dit vir julle. Wees 'n fees, wees 'n vibe en wees net jouself. Want ek dink julle gaan nog baie ver kom in terme van Old Focus gaan dalk maybe 'n far distant memory wees, maar dan gaan Nicotine nog groot gaan op die grootste stages, nie net in Suid-Afrika nie. Baie dankie. Voel dit. Ten minste sal ek 'n band t-shirt hê. Of twee, maybe 'n keppie. Maybe a hoodie. Who knows? Ja. Winter en somer, ek kan Daar's julle hy. sê. Ja, Nicotine sokkies vir die winter. Daar's hy. I mean, daai sokkies gaan direk na familielede toe, maar ek's bly. 'n gift vir cash wees. Daar's hy. Maar nee, ek sê dit is nie meer uitkyk nie. Julle is nie net meer op ons radar nie. Ek dink julle is beslis 'n hoë fokus vanaand gewees op Old Focus. En ek kan nie wag om te sien wat volgende uitkom nie. Maar vir die eerste keer, en hierdie is my gunsteling dinge buite my sê ding om te sê, vir die eerste keer, maar beslis nie die laaste keer op Groot FM 90.5. Dit is die band Nicotine met hulle sang Nicotine. Ek gaan tot soos 3 tel en dan gaan ons almal sê bye. Okay. Cool. Maar in daai stem. Natuurlik. Okay. 1 2 3. Bye. Groot FM 90.5.